Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here groet ons, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan nog 2 liedere sing en julle sal agterkom en elkeen sing ons van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, lied 449 en lied 454. Ons sing in die eerste vers, ons Halleluja, ons loof U Heer, aanbid U Vader, gee U eer. Die tweede vers, U daal in ons ellende neer, o Jesus, ons verlosser. En die derde vers van 449, Halleluja, ons loof U Heer, U Gees daal by die hemel neer. Kom ons sing hierdie 3 verse van 449 en dan ook 454 en dan vra ek dat julle bly staan. Ons doen dan belydenis van ons geloof. Amen.
Ek glo dat God my Vader is, en dat my Vader die almagtige skepper van die hemel en aarde is. Ek glo dat Jesus Christus my enigste koning is. Hy het mens geword en onder ons kom woon. Hy het gesterf sodat my sonde vergewe word. Hy het uit die dood opgestaan sodat ek 'n nuwe lewe kan leef. Hy het opgevaar na die hemel om vir my by die Vader in te tree, en hy kom eendag weer terug om alles volkome nuut te maak. Ek glo dat die Heilige Gees aan my gegee is om my in die volle waarheid te lei en my aan God gehoorsaam te maak. Ek glo dat ek in Christus deel is van die kerk en dat alle gelowiges my broers en susters is, saam met wie ek in liefde leef as die huisgesin van God. Ek glo dat ek in Christus 'n kind van God geword het, die ewige lewe ontvang het, en dat ek eendag uit die dood sal opstaan om vir ewig in God se teenwoordigheid te leef. Ons sing nou lied 449, die 4de vers, waar ons sê, ons wat ons geloof bely, ons wil die Heer gehoorsaam wees. Wanneer ons dink oor die wil van God, dan dink ek altyd aan Eksodus 20 en in Matteus waar Jesus die wet saamvat in die 2 gebooie. Ons moet God lief hê en ons naaste soos onsself. Maar ons kan die wil van God nie op ons eie uitleef nie. Ons het God se hulp nodig en hy gee vir ons sy gees om vir ons daarmee te help. Daarom wil ek 'n paar verse saam lees uit Romeine 8. Die eerste vers is 'n wonderlike bevestiging vir ons as kinders van die Here. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Dan dink ek altyd as ek dit lees aan die einde van die wêreld, wanneer Christus weer kom, baie mense het 'n halwe vrees vir die wederkoms, vir die oordeel. Natuurlik gaan die oordeel plaasvind, maar ons gaan nie onder die oordeel val nie, want ons is reeds vrygespreek. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy het ons vrygemaak van die wet van die sonde en dood. Wat die wet nie by my magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het die sonde binne die sondige bestaan van die mens veroordeel, deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, as 'n offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. En dan sê vers 5, die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. En hierdie sluit ook aan by die boodskap waarna ons net nou geluister, dat ons die gedagtes van Christus het en moet hê. Dit waarmee ons besig is die dinge van die Gees. Vers 9 sê, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. En dan lees ons vers 14 wat dink ek meer bekend is, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is
kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat doen, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Ek gaan so rukkie gee vir stil gebed, dat elkeen met die Here praat hieroor, antwoord, en dan sal ek voorgaan in die gebed, voordat ons saam lees uit die Bybel. Kom ons raak elkeen stil, en dan praat ons met die Here, vir wat hy ook rondom sy wil vir ons gesê het. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons kan stil word hier saam in die erediens. Dankie dat ons met U kan praat, en ons het dit nou gedoen, en nou doen ons dit saam. Dankie dat ons enige tyd van die dag, elke dag, enige dag, met U kan praat, en weet dat U ons hoor, en dat U ons ook verhoor. Dankie dat U nou so pas vir ons gesê het uit Romeine 8, dat ons die kinders is, dat daar geen veroordeling vir ons is nie. Omdat ons vrygespreek is deur die bloed van Jesus Christus, hy wat in ons plek aan die kruis gesterf het. Dankie Here dat ons ons geloof in U kon bely, en dat ons daarmee saam vir U kon sê, ons loof U Vader, Seun en Gees. Ons wil U Heer gehoorsaam wees. Dankie dat ons hierdie gehoorsaam wees nie op ons eie hoef te doen nie. U gee U Gees in ons, sodat ons gehoorsaam kan wees en sal wees. Dankie Here dat ons afhanklik van U kan bly vir elke dag wat U vir ons gee. Dankie dat ons U kan aanbid en dat ons U kan leer ken meer en meer. Soos Paulus ook sê, al wat ek wens is om Christus te ken. Dankie Here, dat as ons terugkyk in die week wat verby is, dan sien ons U hand van genade, U teenwoordigheid in ons lewe. Ons sien hoe U vir ons gelei het, hoe toe daar 'n krisis was, U vir ons gehelp het, helder het verstand gegee het, om 'n oplossing te kry. Ons sien ook, as ons na die vreugdes kyk, dat dit gawes uit U hand is. Dankie Here dat ons U daarvoor kan loof en prys. Dankie dat ons deel is van U gemeente hier in Carletonville-Suid. Ja, ons weet vanoggend, ons het die enigste gemeente wat by mekaar kom nie. Ons het ook nog ander boeties en sissies in die geloof. In hierdie dorp, in ons land, in die wêreld. Dankie dat U by elkeen van ons is. En dat ons, wanneer ons in die week of op ander geleenthede met mekaar te doen kry, dalk iets saam doen, dat ons weet, ons behoort almal aan U. U alleen is God en ons aanbid U. Mag ons as boeties en sissies in die geloof mekaar se hande vat in die wêreld om saam vir U te dien
en U naam groot te maak. Dankie Here, dat ons nou na U woord kan luister. Dankie dat U deur die Gees dit aan ons sal duidelik maak. En Here, dat ons, as ons hier uitgaan, daders van die woord sal wees. En dat ons sal onthou dat ons aan mekaar verbind is. En dat ons mekaar ook in gedagte sal hou deur die week wat vir ons voorlê. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit 1 Korintiërs 2. Net voordat ons dit lees, wil ek net so ietsie as agtergrond gee. Paulus skryf aan die gemeente, dan sê hy wil nie met verhewe woorde van wysheid die boodskap van God se geheimenis verkondig nie. Hy sê, want dit gaan vir hom net oor Jesus Christus as die gekruisigde. En dan sê hy, die gemeente se geloof berus nie op die wysheid van mense nie, maar op die krag van God. En tog sê Paulus, is wat hy verkondig wysheid. Maar dis nie die wysheid van die wêreld nie, dis die wysheid van God. En dan lees ons nou in vers 10, daar in 1 Korintiërs 2. Aan ons het God dan dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Op 'n stadium noem Paulus dit die verborgde dinge wat nog verborge was. Watter mens, vers 11, ken die verborgde dinge, dis hier waar hy dit sê, verborgde dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens, wat in hom is. So ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. Hiermee sê, ons hou baie keer iets, ons bære dit binne, maar ons gees weet, ons bære dit. Nou sê hy in dieselfde as 'n beeld, dit wat vir ons verborge is, van God, dit weet die Gees. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. En daardeur weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, dit is dan 'n aanhaling uit Jesaja, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Dan antwoord Paulus dit eintlik self, maar ons het die Gees van Christus. Ek wil die laaste vers net lees uit die 2020 vertaling. Ek gaan net nou ook dit aanhaal uit ander vertalings, want dit is ons kernvers van hierdie gedeelte, want wie het die gedagte van die Here geken, om vir hom te kan voorskryf? Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Ons het die denke van Christus. Die 83 vertaling sê ons het die Gees van Christus. Die 2020 vertaling sê ons het die denkwyse van Christus, en dis hoekom ek die tema so gekies het. Dit gebeur baie keer met mense wat lank getroud is, dat wanneer die een iets sê, dan sê die ander, maar ek het nou net daaraan gedink. Dis asof mens baie keer bang is, dan sê, maar ons ken eintlik al mekaar se gedagtes. Dit beteken nou nie dat 'n mens nie met mekaar jou gedagtes moet deel nie, maar omdat ons mekaar lank ken ons op 'n manier met mekaar se gedagtes. En dan spot ons baie keer, dan sê ons, my gedagtes is ook nie eers by my veilig nie, want jy ken my al so goed. In vers 16 wat ons nou gelees het, vra Paulus die vraag met die aanhaling uit Jesaja, wie het die gedagte van die Here geken, om vir hom te kan voorskryf? Wie kan die gedagte van die Here ken? En dan sal ons dadelik sê, maar ons kan dit tog nie ken nie. Geen mens kan dit ken nie. Jesaja 55 vers 8, daar sê die Here vir sy volk, my planne is nie julle planne nie. Julle paai is nie my paai nie. Dit onderstreep
Ons weet nie alles wat die Here dink en weet nie. Maar dan antwoord Paulus self die vraag met die laaste sin van vers 16. Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus, ons het die gees van Christus. Die Engelse vertaling sê, we have the mind of Christ. Die Lewende Briewe vertaling sê, maar vreemd soos dit mag lyk, ons Christene het werklik in ons 'n deel van die gedagtes en die gees van Christus. Het is my interessant dat hulle die twee woorde saamgebruik, die gedagtes en die gees van Christus. As iemand die gees van Christus het, wil ek dan sê, sal ons die denkwyse van Christus hê. Sy mind, sy gedagtes. En hierdie gedeelte help ons dan om te verstaan hoe dit moontlik is dat ek en jy as mens die denkwyse van Christus kan hê. Dit gebeur deur die werk van die Heilige Gees. Met ons tot geloof kom, was die Heilige Gees reeds in ons. God gee sy Gees aan ons om die nuwe lewe in ons te bewerk. En dan lei en leer die Heilige Gees ons op ons lewenspad. En hierdie lei en leer sluit ons denkwyse in. Paulus skryf oor die wysheid van God, wat eers verborge was. En hy vra, watter mens ken die verborge dinge? En dan sê vers 10, die Gees ondersoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Vers 8 sê, nie eers die heersers van die wêreld het die wysheid geken nie. En dan sê Paulus in sy skrywe, en die Here vir ons, as hulle dit geken het, dan sou hulle Christus mos nie gekruisig het nie. Vers 10 sê vir ons, dat God dit alles aan ons openbaar, deur sy Gees. Al sê vers 11, niemand ken die dieptes van God, behalwe die Gees nie, wil God dit aan my en jou openbaar, want hy het sy Gees in ons gegee. Die Heilige Gees weet alles van God. Hy ondersoek ook die dieptes van God, die diepste geheimenisse. En God wil dat die Heilige Gees dit aan my en jou openbaar. God wil nie vir ons, kan ek sê, iets wegsteek nie. Dit is belangrik om te onthou, en dis ook hoekom ons hier die eerste liedere gesing het, wat ek gekies het, dat die Heilige Gees self God is. Hy is deel van die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En daarom ken hy die gedagtes van God. En die verborgde dinge van God, wat vir ons verborgen is. Maar God wil dat die Gees dit aan ons bekend sal maak. In die vroeë kerk, toe daar vrae was oor die drie-eenheid, en die begrip drie-eenheid kom nêrens in die Bybel voor nie. Ons het dit, kan ek maar sê, afgelei, omdat God hom openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees. Maar toe die kerk die vraag vra en gewonder het, en daar by party meer vrae was oor die drie-eenheid, het juist hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 2 die kerk gehelp om te besef dat God een is, maar dat hy hom as die drie-eenheid aan ons openbaar. Jesus het toe hy mens geword het, die Vader aan ons kom wys, en God se koninkryk. Maar Jesus kon nie alles sê en alles wys nie, die tyd was te min. Hy was maar 3 jaar besig met sy bediening. Daarom sê hy self in Johannes 14, die Heilige Gees sal julle in alles onderrig, en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. En Jesus het ook vir sy disippels gesê, as julle my ken, ken julle die Vader. So dit was die een deel van sy taak, om die Vader aan ons bekend te maak. En toe kom die Heilige Gees, as die Gees van Vader en Seun, om dit wat Jesus nie klaar gemaak het, om dit te kom voltooi. En hy kan dit juist doen, omdat hy God is, omdat hy die dieptes van God ken. En hy kom en hy openbaar dit aan jou en aan my. Wat ons ontvang, sê vers 12, het ons tog nie, want ons het hom ontvang, sê vers 12, want ons het tog nie die gees van die wêreld nie,
Ons het die Gees wat van God kom. Het jy al gewonder of jy die Heilige Gees het? Partykeer is daar gelowiges, dit gebeur dink ek daarom nou al minder, maar toe ek 'n jong dominee was dit nogal baie keer 'n probleem, dat lidmate van die gemeente kom sê, maar anders het hulle gesê, maar jy het nog nie die Heilige Gees ontvang nie, maar jy moet 'n besondere ervaring kon hê om dit te kon ontvang het. Ons hoef nie te twyfel of ons as kinders van die Here die Heilige Gees ontvang het nie. Ek het net nou gesê, en as ek terugdink na die eerste 2 aande van die Pinkster, toe ek dit ook kon bywoon, het Profika dit so duidelik gesê, dat ons wat glo, nie kon glo as dit nie was dat die Heilige Gees reeds in ons is, en die geloof in ons bewerk het nie. En die werk van die Heilige Gees noem ons die wedergeboorte, om die nuwe lewe in ons te bewerk, sodat ons kan glo en kan sê, Jesus, ek aanvaar die verlossingswerk. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê duidelik, niemand kan sê Jesus is Here, behalwe deur die Gees nie. En ek wil dit op 'n ander manier sê, die vraag, wonder jy of jy die Heilige Gees al ontvang het? Ons kan tog nie aanvaar dat ons die Vader het, wat vir ons sorg, en dat ons Jesus het, as ons verlosser, en nou moet ek later by 'n ander geleentheid die Heilige Gees kry nie. As God my en jou sy kind maak, want dit alles is genade, ja, ek en jy moes sê, ek glo, maar as ons terugkyk, dan besef ons, dis alles genade. Die Vader, Seun en Heilige Gees, kom as een God, en verbind hom aan my en jou. God is een, en die Heilige Gees is deel van die drie eenheid. Daarom hoef ek en jy as gelowige nooit te twyfel of ons die Heilige Gees ontvang het nie. Daar mag geleenthede in ons lewe wees wat uitstaan, wat ons besef, maar ek het nou 'n verdieping ondergaan in my geestelike lewe. Ek dink sommer nou aan 'n vriend van my, ek het hom op die grens in Angola ontmoet in 1983. Hy is nou baie ernstig siek, stoei met kanker, en ons het elke aand net so voor dit donker word, het ons 'n Bybelstudie gehou, en hy het toe 2 aande te bly weg, en ek kry hom een oggend, ek sê vir hom, nou, wat is jou storie? En dit is vir my so wonderlik, as ek daar terugdink, die Here het met hom begin praat, op 'n manier. Ek was op 'n manier 'n instrument, en dit was kan ek sê, 'n geestelike hoogtepunt in sy lewe. Natuurlik moes daar nog ander hoogtepunte ook wees, wat hy besef het, maar die Here praat met hom op 'n besondere manier. En dit het sy lewe op 'n bepaalde koers gestuur. Ons het die Heilige Gees ontvang. Daaroor hoef ons nooit te twyfel nie. Of ons natuurlik altyd gehoorsaam is, dis 'n ander vraag. Maar dat die Heilige Gees in ons is, dit bly verseker. Die Heilige Gees leer ons wie God is en wat God vir ons gee. Die Heilige Gees herinner ons om dankie te sê, om God te loof en al die dinge wat daarmee saamgaan. Maar dan leer die Heilige Gees ons ook die denkwyse van Christus in ons verhouding met God. Help die Heilige Gees om ons om te onderskei, om dinge te beoordeel. En hy gebruik die woord van God en natuurlik ook medegelowiges. Want Paulus skryf hier, maar ons het die Gees, die denkwyse van Christus. Dis nie iets wat ek op my eie het nie, en as ek twyfel, en dis hoe ek deel geraak het van my vriend se pad, of sy gebeure daai tyd, hy het met my kom praat en gesê, help my om te verstaan, beter te verstaan, wat die Here vir my wil. Ek en jy moet toelaat dat medegelowiges ons help, om al meer God, Christus se denkwyse te hê en te verstaan. Ons laat toe dat die Heilige Gees God se wil deur sy woord aan ons so openbaar, dat ons God met ons hele hart sal dien, soos ons gesing het, ons wil aan U gehoorsaam wees. Wanneer ons meer en meer met God se woord besig is, dan help die Gees ons om sensitief te wees
vir wat waar en eg is. En toe ek hierdie skryf, toe dink ek aan die beeld. Julle wat dis nou nie baie jonger is nie, maar deesdae as mense in die bank kom en jy het 'n klomp note, dan sit hulle daar in die masjien en dan hardloop hy so deur. Party besighede en gemeentes het ook al so 'n masjien. So mense tel baie min 'n klomp geld. Maar as ons 'n bietjie so terugdink, en ons by die bank kom en die teller of die kassier tel haar geld so met die hand, dan stop hulle baie keer en dan wonder ek wat nou, en dan haal hulle 'n noot uit. En as jy nou vra, hoekom haal jy die noot uit, dan sê hulle nee, die noot is vals. En dan sit hulle, dan later het hulle in 'n masjienkie gesit, dat is hy vals. Hulle het die egte note so goed geken, dat hulle met hulle vingers kon voel, wat 'n noot vals is. En die Heilige Gees help vir jou en vir my, om God se woord so te ken, dat ons dit wat vals is, sal herken, en daarvan sal wegbly. Ek wil weer vers 16 lees. Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal vir hom raad gee? Maar ons het die Gees, die denkwyse van Christus. Eintlik moet ons weer vir mekaar sê, niemand ken God se gedagtes nie. Maar God wil dat ons sy gedagtes sal ken, en daarom gee hy sy Gees, sodat ons Christus se denkwyse sal leer en sal hê. En dit moet meer en meer sigbaar word in my en jou lewe. Ons het so in die laaste deel van ons tyd op Mokwassie 'n Bybelstudie gedoen aan die hand van die gelykenis van die verlore seun. Ek sê altyd, dis nie eintlik die gelykenis van die verlore seun nie, maar ons sal dit nou nooit kan verander nie. Ons dink so daaroor. Dit gaan eintlik, dis die gelykenis van die liefdevolle pa. Die verlore seun kom terug en hy's weer pa se kind, maar wat uitstaan in daai gelykenis is die pa wat van ver af dophou en hom met liefde oorlaai, toe hy sê, pa, ek is nie werd om die kind genoem te word nie. Toe sê sy pa, jy is my kind, en hou 'n fees. En die persoon wat 'n klomp gedagtes geskryf het oor die gelykenis, skryf dan, dat ons baie keer 'n boodskap hoor, dat die dominee sal sê, jy is of soos die verlore seun, of soos die seun wat al die tyd in die huis was. Ons weet nooit wat die ander seun toe later gekies het nie. Mense kan net hoop dat hy tog weer anders gekies het, as dat hy sy rug net op sy pa gedraai het. En dan sê die persoon, ons moet eintlik meer dink of ons die een seun of die ander seun is nie. Ons moet weet, ons moet soos God wees. Ons moet God se liefde hê vir mense om ons. En ek wil dit ook gebruik as beeld om te sê, net soos ons God se liefde moet hê, moet ons Christus se gedagtes hê. Ons fokus moet op Christus wees, om al meer te dink soos wat hy gedink het. En as ons die evangelies lees, dan kom ons agter hy totaal anders gedink, as die mense van sy tyd, veral die geestelike leiers, wat so hulle so oogklappe aangehad, hy het gedurig met hulle 'n stoei gehad, om te sê, dis nie hoe dit werk nie, dink anders. Want ons denke is mos nie beperk, om op 'n wêreldse manier te dink nie. Ons sien dinge al meer soos wat Christus dit gesien het. Ons perspektief het verander. Daarom sê Kolossense 3, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, waar Christus is. Dis nie asof ons nou uit die wêreld moet uitgaan nie, maar as ons aan Christus dink, dan verander dit hoe ons leef op aarde. Romeine 12 sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, deur die gedagte, die denkwyse van Christus te hê. En in die psalms is daar baie voorbeelde van gelowiges wat hierdie psalms skryf. Ek dink nou maar aan Dawid en aan Asaf, wat geworstel het met die Here, en dan die oomblik as hulle gedagtes op God terug, dan breek die psalm uit in lof. Dis nie asof hulle probleme weg is nie, maar hulle kyk anders daarna. Het is belangrik dat ons elke dag bewustelik ons gedagtes op God, op Christus sal rig.
hier in Vogel, toe ons daar in die gemeente was daar 'n lidmaat wat gesê het, ons sê mos baie keer, as iets skeefloop en ons word kwaad, dan sê ons, ek het nou met die verkeerde voet in die bed uit opgestaan, so as dat dit my verkeerde voet se skuld is, dat ek nou so optree. Nie dat die lidmaat het gesê, as hy wakker word, dan sê hy heel eerste, hy sê, môre Here, hy het dit regtig net so gesê, en dit is vir my besonder. Hy wil altyd die Here eerste groet, en dan sê hy die volgende ding, Here, help my om met die regte voet in die bed uit op te staan. Hy wil nie sy voet die skuld gee, as hy nou ongeskik is met iemand nie. En ek wil, met sy voorbeeld wil ek sê, ons kan elke oggend en dwars deur die dag vir die Here vra, Here, gee my die regte gedagtes. Rig my gedagtes op U, dat ek die denkwyse van Christus sal hê. Dit gebeur maklik dat ons, veral ook baie keer in moeilike tye, verkeerde gedagtes kan hê. Baie keer as ek na gesprekke luister, dan dink ek, en dit was my lekker vanoggend, toe ons nou groet, dat meer as een gesê het, maar ek het eintlik niks om oor te kla nie. En daar is eintlik baie om oor te kla. Ons kan, en dis wat ek nou wil sê oor gesprekke, as die een klaar is, dan wil die ander nie uitbly nie, dan klaar hy oor iets of sy, en dan klaar die volgende een weer, en dan gaan dit later in 'n klaaglied. Beteken nie, ons moet nie die verkeerde dinge raak sien nie, maar as ons dit so raak sien, moet ons moet vra, wat kan ek daaraan doen? Dan verander my gedagtes ook al klaar. Ek dink aan Josef, toe hy sleg behandel is deur sy broers, en toe hy nou in 'n vreemde land is, en deur Potifar se vrou skuldig bevind is, beskuldig is, en hy beland onregverdig in die tronk. Hy kon maklik met bitter gedagtes daar geleef het. Maar hy lê drome uit, en hy kry eintlik 'n posisie in die tronk. En as sy broers dan uiteindelik vir hom herken, in daardie laaste ontmoeting, voordat hulle toe nou ook Egipte toe kom, sê hy vir hulle, ek sien God se hand in dit wat gebeur het. Hy vergewe sy broers. Hy het hulle 'n bietjie teruggekry, dink ek, altyd so met 'n glimlag, toe hy nou die beker in die sak sit, en hulle moet omdraai, en hulle is beangs en besorg. Maar hy vergewe hulle, en hy sê, God het iets goeds in gedagte gehad met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk, en ook ander mense te red, en aan die lewe te hou. En nou maar aan Paulus, toe hy in die tronk was, skryf hy die brief aan die gemeente van Filippi. Hy broei nie oor die negatiewe dinge nie. Hy skryf, wees bly in die Here, rig julle gedagtes op wat goed is, dink aan wat rein en lieflik is. By ander geleentheid is hy en Silas in die tronk, en hulle sing lofliedere daardie dag. As ons die denkwyse van Christus aanleer, en hoe meer ons dit leer, hoe meer gaan ons uit ons gemaksone gelig word. Want Jesus het onder andere gesê, julle moet nie net die lief hê wat julle lief het nie, julle moet ook julle vyande lief hê. En aan die kruis sê Jesus, Vader, vergeef hulle. Petrus skryf in sy briewe, toe Jesus beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie. Ons wil baie keer, wil ons vergeld, ons wil terugbeklei. Natuurlik is daar tyd om ook te beklei. Ons moet besef om die denkwyse van Christus te leer, is 'n voortdurende proses. En hoe langer ek en jy in 'n verhouding met die Here leef, hoe meer en meer moet my denkwyse verander, om die denkwyse van Christus te hê. Mag ons nooit ophou, of by 'n punt kom wat ek sê, ek het nou genoeg geleer. Mag ons altyd toelaat dat die Heilige Gees ons so vorm, om meer en meer die denkwyse van Christus in die wêreld uit te leef. Want as ons denkwyse verander, en soos Christus is, dan sal ons anders leef in die wêreld waarin ons leef. Mag ons elke dag vra, Here, maak U gedagtes my gedagtes. Ja, dit kan gebeur, en dit gebeur, omdat die Heilige Gees in ons woon, en ons elke dag leer en lei. En wanneer ons dit meer en meer doen, dan
dien ons die Here met ons hele hart, soos ons gesing het. Laat ons U gehoorsaam wees tot eer van God se naam. Amen. Here, baie dankie dat ons weer so saam na U woord kan luister. Ons het dalk hierdie gedeelte al 'n klomp kere gelees. Dankie dat U dit weer vir ons kom oopmaak deur U Gees. Dankie dat ons besef ons behoort aan U. En help ons om al meer te besef dat ons soos U wil leef en wees. Dankie dat U vir ons U Gees gee om ons daarmee te help. En ook boeties en susters in die geloof, wat ons kan herinner, kom ons loop die pad nog meer ernstig. Dankie dat ons dit reeds doen. Ons wil nooit ophou om te groei en meer afhanklik van U te wees nie. Dankie Here vir hierdie gemeente, dankie vir bande van geloof, van vriendskap, van liefde. Dankie vir elkeen wat deel is van die gemeente, klein en groot, oud en jong. Dankie dat ons saam afhanklik van U kan wees. Seën elke gebeure in die gemeente, waar lidmate bymekaar kom, waar ons saam werk, waar ons op ander maniere as net op 'n Sondag in erediens U naam groot maak, U loof en prys en U dien. Lei vir ons asseblief ook in die week wat voorlê, dat ons in dit wat ons doen, dit wat ons sê, dit wat ons dink, ons regtig getuies vir U sal wees. Dankie dat ons in 'n wêreld wat so smag na hoop kan bring, omdat U ons hoop is. Dankie Here dat ons in hierdie seisoen van winter, waarvan baie nie hou nie, dat ons weet dat U die seisoene gee, want dis U skepingsorde. En so wys U dat U vir die wêreld sorg, en so sorg U vir elkeen van ons, elke dag. Ons bly elke dag afhanklik van U, sodat ons tot U eer kan en sal leef. Amen.